Ek is Lisa van Niekerk en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Ons kyk vandag terug na ons gesprek met Rebecca Mowen-Brown oor hoe ons kinders kan help om hul emosies beter te verstaan. Thys van Sail help ons om weer sin te maak van geldsaake, terwyl Jack Msibi ons meer vertel oor Suid-Afrika se eerste geakkrediteerde blinde sokker werkswinkel. Daarna praat ons rugby saam met Wesley van Rugby Kans en ons sluit af met Rooksyne wat meer vertel oor hulle nuwe samewerking met Early B op die Enkelsnit halfpad. Om kinders te help om hul emosies te verstaan en uit te druk is een van die grootste geskenke wat ons hulle kan gee. Maar dit is nie altyd maklik om te weet waar om te begin nie. Die skrywer Rebecca Mowen-Brown het My Feelings Journal geskep, 'n aktiwiteitsboek wat ontwerp is om laerskoolkinders te help om emosionele bewustheid, gesonde gewoontes en veerkragtigheid deur middel van prettige ouderdomstoepaslike oefeninge te bou. Ons het die week met haar gesels oor die boek. So why did you decide My Feelings Journal was a needed book? I wrote My Feelings Journal about 5 years ago for my older daughter. She was at a time where she was working to understand her feelings a bit better, but I think back to that time as she was like a painter who only had a few colors. So if she only has the color red, everything will be red. And if she only had a few words for her feelings, if she only thinks of happy, sad, and angry, that's going to be how she understands the world around her. So I looked around and I couldn't find a resource that really helped build this emotional vocabulary and awareness. So I decided to make one. I used my background in social work and public health. I consulted with a school counselor and a behavioral scientist because I wanted a book that would be able to help really cultivate habits that stick. We know from research that the more a child has a language for their feelings and can name them and make sense of them, it's related to positive outcomes, not just in their mental health, but also in their social relationships and even in their academic performance. So I really wanted to create something that could fill that need. And this book that was originally made just for my daughter kind of caught on. Schools started using it and it spread initially to being used in many schools in 2 provinces. And very excitingly, it was published by Penguin Random House in June. And so it is now available in English and in Afrikaans. We hope to publish in an African language in the future. It's really grown. And I think that speaks to the fact that the scene that I saw wasn't just me. It's really something that a lot of people, teachers and caregivers and counselors and parents want to support their children with. Wow. I think it's simply remarkable. But why is emotional literacy so important from a young age? So very young children, kind of between 3 and 5, are starting to develop a language for feelings. They can name basic feelings and they have that comprehension, but understanding more complicated, nuanced feelings, or the fact that we can feel more than one thing at the same time. We can feel both nervous for something and excited about it. That develops with age, but also with practice. And so I think that's the goal of this book, is to help children find a way that they lead, they control, and they can practice these emotions and developing this language in a safe space. They get to cultivate this over time and at their own pace, but they are putting in the work of developing these skills. Please just tell us a bit more about this interactive activity book, because I think that's very interesting. Can you maybe share an example in terms of what kind of activity one can expect? The core of the book are 40 days of feelings trackers. So the child is able to write down 2 words for how they feel and associate them with a color. And then they write why they're feeling that way, something that helps to make them happy no matter if they're feeling up or down. And it ends with a short gratitude practice. Practicing routine kind of appreciation and thankfulness is really important for our mental health. There's lots of research that supports this. So I wanted to fold that in a very low stakes, kind of easy way to start cultivating that practice. At the end of 20 days of tracking feelings, there's a
kind of reflection section where the child can take note of what they're feeling, what colors they're seeing a lot of, and maybe where they want to go in the next 20 days. It starts to introduce this kind of growth mindset and goal setting and development, but in a very gentle way. And again, the child leads it. So they get to use it however they want. There's 20 more days of feelings trackers. And then the book ends with extension activities, kind of how do we cultivate mindfulness. There's mindful coloring in pages. There's a meditation script that they could read or have read to them, a muscle relaxation practice. There's breathing exercises. So lots of other tools to add to a child's kind of repertoire of skills for how do I notice how I'm feeling? How do I pause to reflect on it? How do I respond in a way that's positive and acceptable and okay? It's okay to feel everything, but we can't react in any way we want. And how do I start to make this a practice that I can do all of the time so I can be kind of my healthiest and best self? That's the goal. So where can parents find a copy of this specific book, My Feelings Journal, and what do you hope every child takes away after completing it? So My Feelings Journal, more information if you want to learn is online on Instagram at myfeelingsjournal_SA. The book is available in all major bookstores, as well as online at Takealot and Loot and Amazon. It's, as I mentioned, available in both, it's blurring out, but English and Afrikaans. The other wonderful thing I wanted to note as well is that supporting your child with these skills by getting them a book also helps others. Penguin and I have partnered in a donation model where for every 15 books that are sold, one is donated to a low resource school, which I think is a wonderful way to underscore the sense of sharing capacity. These skills aren't for some children, they're for all children. And what I really hope they take away is a sense of curiosity and kindness with themselves and with others. I think this practice every day of how am I feeling, where do I want to go, what do I want to be feeling, will hopefully foster, curiosity about what's going on in their inner world, but also kindness towards themselves as they move through the world and towards others. They're better able to kind of perspective take and appreciate that we're going through a lot and others might be doing the same. And this all really just helps to build children with skills to have a life that is where they can Thank you flourish. so much. Bly net waar jy is, ons is nou terug. Hallo, my naam is Maggie Trotsky. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Geld praat, maar soms verstaan ons nie altyd die taal nie. Gelukkig was Thys van Zyl die week by ons om vir ons te tolk. Thys, goeiemôre. Lekker om hier te wees, Pieter. Lekker om 'n bietjie saam met jou om die finansies tafel te kyk, sit. Elsa's definitief mooier as jy, maar ons werk om hier. Ja, jy weet, mooier, slimmer, wyser, al daai lekker dingetjies. But bear with me vanmôre. Ja, okay. Luister, die inflasie het weer gestyg tot Ja. wat 5% of so iets. Wat beteken dit vir ons gewone man op straat? Pieter, ek dink nommer 1 om mee te begin, jy weet, is dat inflasie was veronderstel om onder beheer te wees. Jy weet, ons het in die jaar ingegaan, dit het wat som rooskleuriger lyk. Ons inflasieteiker is tussen 3 tot 4% en jy weet net hier na die eerste kwartaal te begin ons maar jy weet in daai kerf raak van die 4% en rentekoerse was aangepas opwaarts. Jy weet om dit juis as 'n taktiek, jy weet, inflasie af te bring, maar nou het ons weer eens gesien hy het weer opgegaan in hierdie maand van Julie en die Reservebank het daarom toe nou
besluit om nie die rentekoerse op te skuif nie, maar die groot maar is daar soos daar 4 het gesê nee teen verhogings en 2 van die panele wel gesê ja tot 25 basispunte. So dit beteken vir die algemene Suid-Afrikaner dat rentekoersverlagings relatief nie op die kaart is. Ja, nie vir 'n oomblik nie. Ja. Hoorie, en die krisis by PIC, hoekom het ons rede tot kommer daar? Ja, so 'n bietjie laas ek selfs vir PIC. Ek dink as mense weer eens gaan kyk, jy weet die FSCA het die 14 Julie besluit hulle gaan 'n ondersoek instel rondom hulle strukture, rondom hulle algemene bestuur en natuurlik oor die algemeen wat daar aangaan, want dit is 'n absolute krisis, as jy dit so wil stel. Nou 'n krisis kan vir een ou wees byvoorbeeld ja, ek het 'n probleem hierso, jy stroma, ek moet dit uitsorteer en 'n finansiële krisis aan hierdie kant is wanneer jy eintlik mense het wat na geld kyk, die grootste pensioenkoffer kyk in die hele amper wêreld. Okay. En hulle is nie ek het nie eens die regte woord nie. Kom ons los eerder die woord. Ek kry nie nou byvoeglike name. Maar daar is moeilikheid, maar gelukkig is die FSCA op dit. Hoorie, en ek dink is by die 6000 mense wat agter is, wie se nie pensioen bydrae gekry het. Ja, so dit was ook 'n proaktiewe skuif van die FSCA. Ja, die FSCA was besig geweest in Julie maand. Maar as jy byvoorbeeld nou gaan kyk, die FSCA het 'n lys gaan basies weet op hulle stelsel gaan plaas waar mense nou kan gaan kyk, waar daar werkgewers tot en met 6000 plus werkgewers pensioen aftrek. Pieter, dit is so goed jy werk vir my, ek betaal jou pensioen en ek basies trek dit af. Maar ek betaal dit nie oor na die administrateur nie. Nou, sê jy vir my, wat is dit? Want dis 'n fyn lyn tussen bedrog en diefstal daar. Jy weet, want ek dink wat Pieter is, of wat Thys is, jy weet, ons bou 'n pensioen vir onsself op, net om uit te vind, jy weet, dalk op afsterwe, dalk as ek byvoorbeeld van werk verander, of as ek byvoorbeeld dan nou wil gaan aftree, dan daar is niks. En ek wil hierdie mense, moenie net daarteen hulle opgetree word nie, maar hulle moet eintlik krimineel vervolg en punt. Dis 'n groot verantwoordelikheid, soos jy inderdaad daar is. Nog 'n ding wat vir my lekker vraagtekens gegee het, is die stadsrade of die munisipaliteite wat wie se geld teruggehou is deur die staat. Hoekom doen die staat dit? Dis nog 'n ander ding daai Pieter, want die groot ding is ja, die rede daarvoor is hulle sê hierdie entiteite of hierdie 64-65 entiteite basies kan nie na kapitaal kyk nie. Hulle kan nie na die geld kyk nie. Dit is juist vir misspandering en oorkapitalisering en geld wat eenvoudig net wegraak. So jou algemene dag op munisipaliteit. Jy weet as jy dit so wil stel. So nou basies jy weet as ons gaan kyk, algemene dienslewering is amper die belangrikste vir my en vir jou, want ons betaal daarvoor. En as ek vir iets betaal, dan verwag ek tog sekerlik, jy weet, iets moet na my toe terugkom in die vorm van 'n diens. Okay. So met ander woorde, nou kry jy hierdie kontroversie waar die tresourier byvoorbeeld nou sê, nee, Pieter, jy kan nou nie met jou geld werk nie. Alright, so ek vat nou al jou geld, ek hou dit nou terug en ek betaal nou eenvoudig niks meer na jou toe nie. Jy weet vir 'n sekere tyd. Dit is nonsens, Pieter. Dit kan nie so werk nie. So met ander woorde, jy moet daai weer eens die woord wat ek soek, ons gaan kry voor die onderhoud klaar is. Okay. Maar daai persoon wat nie na daai kapitaal of bevoegdheid het om na daai eenheid te kyk of na daai departement te kyk, hulle moet vervang word. Wanneer gaan ons regering een of ander tyd wakker skrik om te sien as iets nie werk nie, dan moet ek dit outsource byvoorbeeld na die privaat sektor toe of kry iemand in wat daai persoon wat die pos dan nou moet hê, ordentlike opleiding en guidance kan kry en 'n verwysingsraamwerk kan kry as ek moet die groen knoppie druk en ek druk byvoorbeeld die rooi, laat ek bly die groene eerder druk. Yep, 100%. Dit wys jy maar net hoeveel mense daar sit wat regtig glad nie jobwaardig is of dit is maar net wat dit is. Hoor jy nog 'n ding, die Midde-Ooste se storie, jy weet, hoekom dit die markte en goeie so beïnvloed. Ek sit ook nou maar net as gewone man op straat en ek hoor ja dit en dat en dis die kanaal wat toe is en hier en dat. Ja, straat van Hermoes is 'n eintlik nog 'n interessante saak want ek dink die meeste van Suid-Afrikaners 'n jaar terug gevra het en die van ons sê ja, waar is die straat van Hermoes? Ja, niemand het gesê seker iewers in Portugal of dalk Mexico, jy weet, iets in daai lyn, jy weet, maar as 'n ou nou gaan dink, die straat van Hermoes het uiteindelik so 'n ding geraak in vandag se leefstyl en kom ons sê maar gesprekke, jy weet, en dit is eenvoudig maar net daai klein kanaal waaronder maar hierdie vragskepe moet deurgaan, is absoluut onder 'n beheersfaktor geplaas, jy weet dan nou van Iran, wat hy nou basies weet manipuleer en ons ken nou die Amerikaanse storie en ons ken, jy weet ook
ook die Emirate se storie wat som in Julie maand ook aangeval was weer. So dis oor en weer skiet stil staan, dan skiet ons weer 'n bietjie, dan is weer skiet stil staan. Maar uit die aard van die saak het dit tog maar, jy weet, die effek. En ons het dit wel weer gesien in die maand van Julie, waar ons gesien het op 'n sekere stadium, jy weet, het die olieprys selfs skerp gestyg omtrent met ongeveer 7 tot 8%. En natuurlik ek en jy voel dit op die pompe. Yep. En as ons dit gaan voel op die pompe, jy weet, op die einde van die dag, dan kry jy beste vriende met Lisa met die rooi hare, jy weet, wat agter mense aan met hardklip jy voel nog steeds 'n bietjie aangeraak. Dit is 'n eenvoudige ding daai. Jy weet, so met ander woorde, dit raak die algemene verbruiker direk. 100%. En ons het nou net gepraat oor inflasie. Natuurlik is dit nou weer inflasiedemper daai. Pryse word duurder. En ek bedoel, as mense gaan kyk, selfs kom ons sê jou blou of jou blue collar worker. Hulle is eintlik die mense wat die swaarste trek, Pieter. Want as ek 'n klein begroting het en ek het net soveel vir vervoer byvoorbeeld werk toe en terug, en ewe skielik het ek nie meer daai kapitaal nie. Jy weet dan waartoe moet hulle gaan? Dan moet hulle weer na Shisha's toe gaan. Hulle moet daar gaan leer. Hulle moet hier so iets gaan doen. So die hele stelsel eintlik word gedisrupt as gevolg van 'n klein straat van Hormuz en 'n Amerikaanse president en 'n Iranse president wat nie oor die weg kan kom. Hoe lank gaan daai manne nog arm druk, dink Ek jy? dink dit is nog 'n rukkie. Wat so Donald Trump het gereken, het sou 'n baie vinnige oorlog gewees het. En daar is nie so iets soos 'n baie vinnige oorlog nie. En ek bedoel, soos mense gaan kyk, die uitkoms daarvan, dink ek die neeweffekte na die tyd is in elk geval nog steeds in die omgewing van tussen 6 maande tot 'n jaar, nadat hulle byvoorbeeld die wapens sal ophang en sê dit is selfslaan. Right, so wat jy weet, jy gepraat nou van die Amerika en goeders, so hulle nuwe tariewe en goeders, wat beteken dit nou vir die wêreldekonomie? Ja, hulle gooi nou weer tariewe rond, soos nou gesien weer in die maand van Julie was besig, Pieter, jy weet, soos wat jy kan hoor, jy weet, en 'n ou raak nogal opgewonde hieroor en jy raak kwaad en is maar wat dit is. Maar net wat 'n ou dink, ja, daai tipe van bewoording is 'n bietjie eenkant gesit in 'n aparte mandjie. Is dit nou weer op die kaart, jy weet, in die maand van Julie waar hulle sê ja, tussen 10 tot 15% sekere lande, China, Europese state, lande ensovoorts. Maar die Amerikaners sien nou ook dat ander lande terugslaan met tariefverhogings en hulle basies, jy weet, plaas ook tariefverhogings, weet, op hulle produkte weer. En dit is nie goed vir die algemene wêreldekonomie. Jy weet, as jy sulke tipe van, kom ons gebruik die woord price disruptions het, oor en oor nie, want dit hou nie by die trend van inflasie nie, dit hou nie by die trend van wat so normale gesonde groei nie, en op 'n ander van die dag, jy weet, plaas 'n druk op my en ja, vir die algemene wat so 'n verbruiker is. En hierdie prysveranderings en goeders is wêreldwyd, né? Dis nie net ons in Suid-Afrika wat hom beleef nie. Nee, ek dink ja, die girls kom met agter op Shein, ek dink ja, ja, al hierdie aanlyn inkopieplek, ek dink ek hulle sien ja, hulle het gister nog, jy weet, inkopies gekoop vir daai prys, nou is dit eweslik daai prys, maar ek dink ja, vir die meeste van die dames sal buite hulle kom af my kwaad wees, maar 'n bargain bly seker maar 'n bargain, jy weet, hulle is maar altyd koop. Geen om hoe jy daarna kyk. Net so vinnig, KI is nogal altyd 'n lekker gesprek dink ek vir ons. Ek sien sy aandele het ook baie geval in Julie so ter afsluiting. Ja, ek dink die algemene KI aandele, juis die verwagting wat daarvoor was, en ons met 'n PE ratio byvoorbeeld, en 'n hoër PE ratio is, hoe hoër is die verwagting van die aandeel, jy weet, om 'n ideale groei te kan kry vir jou oor 'n sekere hoeveelheid tyd. Maar ek dink daai ratios is eenvoudig weer eens so hoog gedruk, jy weet, as gevolg van A, B en C, dat jy fear of missing out is een van die grootste goeders, maar dan ook, jy weet, hierdie organisasies se datasentrums en infrastruktuur wat uitgesit moet word om te kan uitbrei, is eenvoudig net te duur en die pryskapasiteit daarso het wel 'n invloed, maar ons 'n bietjie daaroor gesels. Bly ingeskakel want hierna kyk ons na Arnold se gesprek met Jack Msibi oor Suid-Afrika se heel eerste geakkrediteerde blinde sokker werkswinkel. Ek is Rian Benari en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Ek is Lisa Nel en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Blinde sokker is 'n sport wat staatmaak op vertroue, kommunikasie en ongelooflike vaardigheid. Suid-Afrika het 'n opwindende stap geneem deur sy heel eerste geakkrediteerde blinde sokker werkswinkel aan te bied. Dit help met die opleiding van afrigters, skeieregters en leiers wat die sport reg oor die land sal laat groei. Jack Msibi, stigter van Corinthians Africa, het die week gekuier om ons meer te vertel. Really nice to have you join us live. Let's chat to you for a second. Firstly, explain to us, how does blind football actually work?
Yes, firstly, good morning, Arnold, and Hi. good morning to the viewers of Goeiemorgen. Good morning. It's really nice to be in this platform. Blind football is five-a-side, and the goalkeeper can see. However, the four players inside are closed off with goggles, so they're all totally blind. The reason they have goggles is because there's a variation of blindness. Some are B1, meaning they're fully blind, some are partially sighted. So to make it equal, everyone has a blindfold over their eyes. The ball's got bells inside, so they play by hearing, basically, most of the time. Then on the side, there is boards. It's 15 to 20 minutes per half. There's two referees inside, and the guys have a lekker ball of football. A lekker game of football. It sounds terrific. How did it start? Are you aware of where it actually originated in the beginning, and how did we whittle it down to the parameters that we've got now, size-wise, as well as bell in the ball and the sighted goalkeeper? Look, historically, what I've researched is that it started in Spain and then it spread. So it started in Europe, then spread to more South America and then became global. It's been around from 1965, if I'm not wrong. And hence there's a word that says voy, meaning I'm coming to get the ball. And so you have to use that word, which is a Spanish word, basically. In South Africa, we're the pioneers of blind football. Unknowingly at the time, which was 4 years ago when we started with it, I was approached by two visually impaired players who wanted to play. In my mind, I was like, it's crazy, man. How are you guys going to play soccer when you guys can't see? And, I was just like, and they were persistent for 2 months. And they were like, please give us an opportunity. And so I did research. And then I went to a blind society, which is a school for visually impaired people. I pitched it to the principal, and she also thought I was crazy. But there were 5 players who owned up to it. And look, we didn't even have the soccer ball, Arnold. And I went to one of the retail stores. I went to the dustbin. So I took a normal ball. I put it in a plastic so it would make a sound. And that's how we started blind football. And now we've got a league. We've got 7 teams. We've got a team that comes all the way from Limpopo. The league is growing, and we've even started workshops to equip and develop the people in the league. We've been in Russia where we represented this country, and I won coach of the tournament. We won team of the tournament for the BRICS games. Blind football is the fastest growing sport, if not the most relevant right now in South Africa. That is absolutely awe-inspiring. I would assume that once you got used to it and you started putting these various processes in place, that you are as inspired as what I am just listening to you talking about it. How does it reach your inspirational muscle, if I can ask you that way? Look, for me, what I do, I believe it's a calling from God. I'm called by God to do what I do. And for me, blind football is a ministry. So it's not more just about playing soccer, it's about changing people's lives. And I believe it's transformative work. And so it's so fulfilling for me because I love seeing how these guys, like now when we had the workshop, the guys were just giving their testimonies, right? And really just sharing how, number one, they feel seen, how we've created a platform for them, and how they can be part of society. And that society now has a different perspective of who they are and what they can do. Because usually when we think about a blind person, we think of a person holding a stick and just really going through the day. Now you've got blind people, male and female, who can run, who can dribble, who can shoot and score. These guys are scoring with volleys, Arnold. A volley. Some of us can see we can't even do a proper volley. So they are showing us that with God, nothing is impossible. That is absolutely incredible. I'm really quite desperate to see some of this in action. You mentioned the workshop. Let's talk for a second. How will that work and what will it entail? We've had the first accredited blind football workshop in the country. Our league is not only serious about the development through the physical sport and playing, we are serious about equipping knowledge and creating platforms for our people to be part of the economy of the country. There's a high unemployment of visually impaired people. That's 80% plus. So what we've done is we've partnered with CatSeater to ensure that they can get an accredited certificate in coaching, project management, and coaching administration, so that they can start going to schools in their local communities and say, we've got a form of a qualification. Can we coach not only blind schools,
Go to able-bodied schools, and that's what we've been equipping them. And so we can also coach those who can see, and so that they can start receiving a form of remuneration or being part of society and being active in that way. The guys are really, really jubilant and excited about it. We also created the first manual in Braille, a soccer manual in Braille. And the guys are really, really excited about that as well. We've got blind commentators, young people who cannot see, but who are doing commentary. The first, even the Russians were blown away. And so we are leading as an African country, leading globally as well. So we want to ensure that through this workshop, which is going to be a first of many, thankfully again to CADSITA, that we're equipping our people can go back into their communities, establish their own teams, clubs, leagues, and the whole blind football is just going to multiply. I guess the very next question then is, where can our viewers see the teams, your league in action, Jack? Awesome. Please check out Corinthians Africa on all social media platforms. Corinthians from the Bible. Africa is Africa. You can also check out the Johannesburg Blind Football Association. Even if you just click blind soccer or blind football South Africa, we are going to appear there. We run the show. And then we have a league that is coming through on the 29th of August. It's in Norwood, Patterson Park. Come and witness the impossible become possible. Love that line. I do have to also ask you, you spoke about the commentators. How do the commentators, if they are unsighted, commentate on a game they cannot see? So when you bring heaven on earth, Arnold, when heaven is on earth, the miracles do happen. And so what we have is spotters. There's a person who can see, we call him a spotter. And so he's got a phone, and then the guys have headsets. And so he connects with the guys. And so Sbusiso and Mduduzi Lukele are brilliant guys. Please check them out. Sbusiso and Mduduzi Lukele on TikTok and on YouTube as well. Brilliant commentators. So the spotter transfers information to them, and then they just do magic with commentary. That's what heaven on earth looks like. Brilliant. Lastly, before we say goodbye, I am very interested if you could throw forward, let's say, 10 years from now, where would you like blind football to be? So that's a good question. And you're making me smile. It's almost like you are taking me to Spider-Man New Day. Blind football 10 years from now, there'll be a league in each and every province, right? And in that league, we are going to see visually impaired people administrating that league. Blind football is going to be a platform that's going to allow for the employment of visually impaired people in that regard. And we're going to see female teams and female leagues also coming through. South Africa is going to be dominant in Africa, and South Africa is going to be dominant in the world. We would have won the World Cup by then. Blind football would have taken over completely. Brilliant. Jack, thank you so much for chatting to us. Bly net waar jy is. Ons is nou terug. Hey guys, Ayrton en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Lekker julle, ek is Rian Benari en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Ons het nog sport waarna ons gaan terugkyk vandag. We are going to praat about rugby. En wie beter om saam met ons te gesels as ons gunsteling rugby smaakmaker Wesley van Rugby Kans op Instagram. Baie dankie dat jy so vroeg by ons aangesluit het. Ons waardeer jou tyd, ou maat. Goeiemôre, hoe gaan dit? Gaan dit goed? Uitstekend, jy. Ja, nee, fantasties. Baie lekker. Baie dankie vir die mooi woorde. Ek dink ek het al oor die woord smaakmaker gehoor nie, so dis een vir die woordeboek vir die toekoms. Wel, ons tannie hier wat ons Afrikaans altyd check, sy gaan my skiet, is Elsa. En sy sê dis die regte woord. So, as Elsa so sê, dan is dit so. Neem maar my woord daarvoor. Net voordat ons begin gesels, kom ons wys gou-gou vir ons kykers presies wat 'n smaakmaker nou eintlik doen. How big is the rivalry tour for South Africa in the 43-man team selection? 1. Like Nicholas Lowe in 2004, this tour is massive, okay? The last time we did this was in 96, and we lost against New Zealand 2-1 on our home soil. That day I almost saw my dad cry. South Africans were more upset than when Marlena got possessed in Days of Our Lives, okay? Losing this would be like a vegan potjiekos competition in Uppington.
a lot of people would be disappointed. 2, I think people forget how long this year is. 1, we're playing four bruising games against New Zealand, one of which we're playing in the USA, but sin, Mark, but like a tattoo of your ex, ons gaan dit nou maar accept, okay? Then we have to go to Europe to play 4 more games. So whoever hasn't been picked for this tour, I'm telling you, we'll go to Europe in the end of the year, and a lot of these oaks will be rested. So trust in Rassie, man, dis rappie. Wesley, ek wonder net altyd, waar kom al daai lyne vandaan? Dink jy voor die tyd daaraan, of kom dit maar net natuurlik, organies, as dit ware? Ek moet eerlik wees, ek is geseënd. Dit kom regtig net natuurlik na my toe. As jy met my ma praat of enigiemand sê hulle die kind het al van 'n jong ouderdom af, hy kom met spooke in sy kop op. So soms kom hy idees, sê maar nou ek loop in checkers rond, dan kom hy idee na my toe, dan sal ek 'n nota maak, maar dit kom maar net so natuurlik na my toe. Ek's gebore met 'n tong. Dis 'n talent nie waar nie? Ja nee, dit is maar uit baie moeilikheid uitgekry en is maar net lekker om mense te laat lag. Ja, maar ek is seker dit het jou 'n paar keer in die moeilikheid ook ingekry, nie waar nie? Joma, laat ons nie daaroor praat, daar is weer 'n hele ander hoofstuk van 'n boek, daar is wat waar die mense my nie 'n smaakmaker sou noem nie. Kom ons gesels oor jou gunsteling sport en dit wat jy doen. Ek neem aan daar's baie huiswerk wat daarin gaan, want mens weet nie alles soos wat jy weet as jy nie gereeld rugby kyk nie en bybly by die skedule en by alle nuus in en om die spel nie. Ja nee, dit is 'n feit. Ek meen ek het 'n baie lekker werk, ek geniet my werk, maar soos jy sê, ek meen naweke eintlik kan ek nie enige plek heen gaan nie, want ek moet konstant rugby kyk, jy moet die hele tyd artikels lees, jy moet bly by die loops en Rassie se spankeuse en die Argentina URC Currie Cup, nuwe upcoming spelers. So ek meen my groot jammer Elsa vir my Engelse woord, my red flag is as enigiemand my wil begin 'n date of enigiets te sê, ek van die begin af ek kyk baie rugby. En glo my daar is baie rugby. Ek is so jammer om te hoor. Ek is so jammer om te hoor oor hierdie kruisiging. Ja, dis alright. Maar ja, nee, ek geniet dit. Wesley, as jy nou ernstig is vir 'n oombliekie, dit is 'n lang seisoen vir ons vanjaar, maar terselfdertyd ons sien dat Rassie hierdie rus-sisteem so verskriklik goed inwerk. En dit gaan beteken dat aan die einde van die jaar gaan ons teen 'n ander span sien wat uitdraf. Hoe sien jy daai ding en hoe maklik of al aan die ander kant moeilik is dit vir Rassie om dit by die spelers te laat posvat? Nee, die ding met Rassie is, en ek dink ons almal weet dit al van Rassie van die begin af, hy speel oop kaarte. Jy weet met Rassie waar jy staan. En soos jy almal sê, en ek dink almal moet besef, ons A-span, nie dat daar enige konteks of numbers op die ouens is nie, gaan nou die All Blacks aanpak in die Greatest Rivalry Tour, en dan sal ek sien vir Europa, want jy gaan nie 4 games na mekaar teen New Zealand speel, en dink daai ouens gaan nie beseerd wees, moeg wees. So ek dink in die einde van die jaar, die Europa Tour teen Italia, Ierland, Frankryk sal weer al die fringe spelers wees, die Evan Rose, die Papiere, al daai manne wat dan ook dan weer hulle stempelmerk kan opsit vir volgende jaar se wêreldbeker. En ek raak smal klaar weer opgewonde, net dat ek raak al weer opgewonde vir die einde van die jaar se toer. So maniere om dit laat begin, maar dan ek sit nou weer die hele oggend weer en kyk sommer net rappie highlights. Ek hoor jou. Ek was snaaks genoeg by daai 96 toets op Loftus toe Zinzanbroek 'n skoppie oorgejaag het om net nog 'n ekstra spyker in die kus te sit. Wat dink jy is ons kanse om hierdie reeks teen New Zealand te wen hier in Suid-Afrika? Ek sal sê is best wat dit nog ooit was, maar ek dink dis waar dalk die probleem is. Ek meen soos jy weet met die 97 British and Irish Lions Tour en al daai goed is 2011 wêreldbeker, ek daar was 'n referee betrokke, maar dat ons nie daarmee aangaan nie. Dalk moet 'n mens net, maar dis wat lekker is van Ras, en ek dink ons almal kan saamstem, is hy hou almal 'n bietjie gegrond, maar ek voel ons kan baie maklik met 'n 2-0 opgaan teen New Zealand. Ek meen New Zealand kan jy nooit weggooi nie, maar ek sê ons hier het 'n baie goeie kans om 3-1
te klap en ek dink daai laaste enetjie mag dalk net in Amerika wees. So kom ons gaan vir 3-0 in Suid-Afrika. Jy noem die skeieregters. Gee my jou indrukke oor die man met die fluitjie. Ek dink dat Rassie mooi ingebring het. Dis wat Rassie net apart sit van almal anders as hy het mos nou vir Jaco Peyper op sy line-up ook. So hy leer die spelers, die Siya Kolisi's, al die leiers in die span, leer hy baie mooi om te kommunikeer met 'n skeieregter. In plaas van net te gil, is 'n mooi manier om te praat. Ek dink die Nieu-Zeelanders het dit al perfek. Die Richie McCaws van back in the day, hulle weet om die skeieregter nader te roep. Maar ek dink die mens moet te veel daarop sit nie. Ek dink as jy jou spel reg speel en jy kry die punte, behoort dit daar te gaan nie. So ek hou nie van veral as Suid-Afrikaners so die skeieregter beklei nie. So kom ons blaas hulle net uit die water uit van begin tot einde en dan kan hulle maar gaan koffie drink. Ek wil graag hoor, wat dink jy van die Curriebeeker? Wie dink jy gaan op die ou einde in die eindstryd wees? Kom ek gee jou 2 kansse vir 'n raai hier. Jy kan nie op die oomblik. Jy sien dit is moeilik met die Curriebeeker. Ek wil nie my Unie weggooi WP nie. Maar is net hulle sit so 'n jonger span in so dit het so vir die groter Unies amper meer soos 'n waar jy train om hulle bietjie meer op te gaan. So ek gaan weer gaan vir Griekwas. Jy kan nooit die Griekwas weggooi nie. En 'n hoop net om ek hou van 'n underdog storie. Ek hoop die Cavaliers, hulle het so mooi rappie gespeel die naweek. Hulle gooi die bal rond en ek hou daarvan. Dit is lekker champagne rappie so. Ek hoop Griekwas Cavaliers sal vir my 'n baie lekker finaal wees. Ai, daar stel jy my nou te leer. Jy het nie eers my Unie genoem nie. Daar gaan die Cheetahs se kanse. Wesley, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit lekker. Ons kyk net hierna na ons gesprek met Rooksyn, so bly ingeskakel. Hallo, my naam is Maggie Troski. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Lekker julle, ek is Rian Benari en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hey guys, Ayrton en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hallo, ek is Corlia en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Hi, ek is JD Mars en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Die bekroonde Afrikaanse popgroep Rooksyn het kragte saamgesnoer met die gewilde kletsrymer Early B vir die vrystelling van hul vars nuwe enkelsnit Halfpad. Rooksyn het die week by ons kom kuier om meer oor die opwindende samewerking te gesels. Hartlike goeiemôre julle drie. Dankie. Ja, Dion, Renier, Ansel. Lekker, long time. Ja. Yesterday. Maar dis nou halfpad tot hier. Ek weet nie vir die res van die pad voor lê, maar dit klink vir my opwindend. Vertel vir my 'n bietjie van die nuwe song, man. Well done. Ja, gek, die nuwe song, dit was is iets wat maar baie, kan ek sê, impromptu gekom het. Ons probeer nog ons voete vind in terme van wat Rooksyn is nou vorentoe met Ansel wat ook nou by ons is. Lekker nuwe dinamiek, né? Nuwe dinamiek, baie jonk, koekie, vars, jy weet. Meisie het ook longe hoor. Sy kan sing. Hulle sê mos klein botteltjies groot gou. Maar die lekker Renier net so om gedagte ook te vat is dis twee wêrelde. Ek meen Rooksyn is uniek met hulle klank nog altyd gewees en Early B ken ons nou vir Early B. Ja. Ook 'n man toe julle hom genader het, hy het seker dadelik ja gesê. Hy sê mos nooit regtig nee. Ja, ek dink met Earl is dit nog altyd 'n goeie verhouding gehad en al die shows het ons nog alle jare saam gespeel het. Sê ons nog altyd, jy weet, miskien is daar ergens iets en het was aan 'n song gewerk en hy het daar gesit en toe sê ons okay, Earl is dalk die regte ou vir die song. Kom ons gee dit 'n go. En toe vra ons het gesê nee, hy's in vir dit en toe gaan ons. Ja, en dit is iets wat nou al belangrik kom. Ja. Nou van 2019. Ja. Jy weet, praat ons, sê ons hoorie wanneer en toe is dit nou die regte tyd gewees. Hoorie en halfpad gaan ook oor om mekaar halfpad te ontmoet, Ansel, nie waar nie? Is dit iets waarmee jy ou lekker kan relate? Ja, ek dink altyd in 'n verhouding, maak nie saak of dit 'n vriendskap is of dit 'n verhouding is. Dis altyd belangrik dat nie net een ou na die tafel toe kom nie. En dis beter as altyd net halfpad mekaar kry. Wel dan. So hoe het julle te werk gegaan om hierdie song toe nou te skryf? Ek meen, waar begin nou? Ek dink, jy weet, baie keer begin 'n ou by 'n gesprek wat 'n mens gehad het wat ergens net half geresoneer het en ek dink halfpad kom dalk in 'n mate van dit af, jy weet, dat dit maar 'n give and take is en enige ding so hier is 'n song wat ek wil maar meer
na Saterdag aand uit op my trappe gesit het en toe begin die idee kom en toe die idee met Dis dit ek halfpad dronk. Wat jy halfpad oor. Daarom nie helemaal, ja, mens maar kyk hoe jy dit appropriate kon maak op die dag. Dian, en obviously julle bring almal nou julle uniekheid na die ding toe. Wat sou julle sê was die bydraende faktor van die early se kant af? Ag, ek dink hy's maar net goed soos hy pas aan met enige styl wat daar is. Ja, en ook ons het wanneer was dit? Dit was letterlik toe ons die demo vir hom stuur. Dit was die aand 7:00 en toe die volgende oggend het hy klaar vir ons soos die volle deel gestuur en dit was net van die begin af net wat ek dink ons het daar net besef dat hy sê vir nooit is hy ken die storie dat die feit dat hy so vinnig aan iets kon kom wat so goed was net unbelievable. Ja, en dis regtig 'n kuns om ritmies daai vloei van die woorde met die musiek te kan kry en hy sê flippend goed aan, ja. Wêreldklas man tussen julle en ook moenie net vir hom al die prys gee. So julle is net so benoemenswaardig. Hoe was die opnameproses goeters? Ek meen obviously met julle wat daar's, jy weet dis Dit was goed geweest. Ek dink dit was nodig vir Rooksyn geweest as soos die nuwe dinamika wat ons het. Ons het Potchefstroom gegaan vir 2. Was dit op 'n naweek? Dit was nie op 'n naweek geweest nie. Dit was deur die week geweest. Ek dink dit was tydens die week geweest, ja. Ja, en toe gaan ons na Ewel toe waar julle ook altyd julle musiek eintlik voorheen gedoen het. En ja, so en dit ek dink dit was nodig vir ons. Ons het lekker gejel, ons mekaar beter leer ken. So ja, dit was 'n lekker, dit was baie lekker. Ja, maar hy was toe in die Kaap gewees en toe ons het alleen. Ja, ons het maar so gedoen want ja, maar net hy's ook goed in daai manier. Vandag kan ons maar so. Ja, mense kan baie lekker maak. Ek moet sê ek het ook al self liedjies opgeneem wat ek die vocals hierdie kant doen in die musiek. In die Kaap het so gedoen. Sê net gou vir my die dinamiek vir julle nou sedert jou aansluiting by Rooksyn. Lekker manne, geniet julle dit? Julle ek weet sy geniet dit baie. Sy was op Postone. Maar ek dink is baie goed. Ek sien uit vir toer, dis nice dat ons is eintlik goeie vriende ook en dan sal dit mooi kom inpas. Jy weet wie en wat ek en Dian ook op die einde van die dag is, almal selfe waardes. So nee, ons sien uit vir wat voor lê. Ek dink ons vriendskap sal ook in ons musiek weerspieël going forward. Ons sê dit moes nogal 'n ding wees. Ek het al baie keer gedink, jy weet, as jy so gewoond is nou, kom ons noem maar die popgroepe soos 'n U2 of 'n Bon Jovi of 'n Queen for that matter. Hoe gaan jy iemand soos 'n Freddie Mercury se skoene kan vol staan en maar ook jou eie uniekheid bring? Bietjie druk wat jy oor dit ervaar of jy nooit so daaroor gedink en net gedink, wow, what an opportunity. Nee, definitief. Ek dink toe ek net begin het ons saam gesing het op die verhoog en dis ek soos okay, ek moet nou begin besef soos ek is nie alleen op die verhoog nie of alleen besluite maak of alleen dink oor wat vorentoe gaan nie. Jy is nou in 'n groep, so dis belangrik en ek dink dit is ook lekker vir my om in 'n span te werk. Ek dink hulle is goed ook om saam in 'n span te werk. So julle maak dit regtig moeilik om saam mee te werk nie. So ek dink hulle het dit vir my lekker gemaak en maklik gemaak, maar ek moes ook vir myself gesê het soos daar's ander maniere om nou dinge te approach en oor te dink, maar goeie maniere. So wat lê voor? Ek meen soos ek nou tongetjies gesê het, dis halfpad. Daar's nog baie wat wag vir Rooksyn en dies meer. Nog 'n samewerkingsooreenkoms of so waarna ons kan uitsien of is dit van hier af vorentoe net weer 'n bietjie singles van julle kant af? Ja, ons kan maar gooi. Nee, ons kan hom so lank. Ek dink ons is môre in die studio. Ja, ons is môre in die studio met ook nog 'n kuile. O, fantasties. Groot enetjie. Okay, lekker. En ons het so 'n klein akoestiek album wat ook uitkom wat ons het hierdie kompetisie gehardloop waar ons met 8 random mense wat ingeskryf het van ons ou songs akoestiek gaan doen het en dan gaan ons een kies om saam met ons 'n song te skryf en uit te bring. So ons het eintlik nogal baie collabs wat nice. Voorlê op die oomblik. Ek wil net sê ek is nie môre in die studio nie, so bietjie later. Daar kom hy nog. Hoor jy hier sê gou vir my en wat's dit Billy Boys, né? Billy Boys. Dit gaan goed met Billy Boys ook so op die kant? Ja, ons het Billy Boys in Montreal, Westcafé. Ons het ek het my 10de winkel oopgemaak laas maand. Wow man. Hierdie maand 4 winkels wat oopmaak. So nou moet ek vra wanneer kom die shows in? Ek dink die jaar het daar reg gespeel word. Ons het 'n stiller jaar gehad, maar dit tel nou op van nou af. Ons is nou
weer by Vocal Events met bookings. So ons het net 'n bietjie voete gevind die jaar. Ek moet sê ook, met alles wat aangaan met hom en met Jan, met werk en al die restaurante en goed, maak hulle tyd vir die musiekkant. En ek dink dis omdat julle so lief is daarvoor. So julle sit dit eintlik eerste partykeer en ek dink is goed. Ek dink die musiek, jy weet, Roxanne was al op 'n redelike level, maar ons voel nog altyd ons kan verder gaan en ons gaan dit nou doen. Ja. Maar is goed, so kry ou mos nou maar, jy weet, die fondasie is gelê, die dinge is daar en nou kan 'n ou net nog soveel meer kreatief raak want die mark ken julle ken julle mark en van hier af is dit net vorentoe. Ons sien uit. Lekker. So ek sal eers daar so 'n bietjie daar kom inloer. En seker maak Roxanne se musiek word ook mooi gespeel daar op die Dis eintlik wat ons doen. Ons het met 'n soundbox, so al ons musiek speel in al die winkels op dieselfde. Gooi maar net so Pieter Koen enetjie op so nou en dan daar. Ek is seker die mense se pizzas en soos net beter vir jou. Baie dankie dat julle kom inloer het hier vanmôre, Dian, Renier, Anjali, baie lekker. En dit is dan al vir die week. Ons sien julle weer maandag. My naam is Maggie Troski. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Ek is Rian Benardi en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hi, ek's JD Mars en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning.